Goeiedag en baie welkom by nog 'n program van Ontsluit die Woord. 'n Program waar ons kyk na die werking van die Heilige Gees en dan veral hoe die Heilige Gees die woord in ons lewe oopsluit en natuurlik ook in ons lewe prakties van toepassing maak en ook in ons lewe bevestig. En vandag gaan ons gesels oor die tema van die doring in die vlees van Paulus waarvan ons lees in 2 Korintiërs. Baie welbekende teksgedeelte en 'n teksgedeelte wat daar al baie oor gesê is. En ek wil vandag vir jou uitnooi om saam te kom luister. My naam is Jaco Pieter en ons gaan vandag gesels oor die werklikheid van moeilike omstandighede in ons lewe. Kom ons begin by die woordjie utopia. Dit is 'n woordjie wat almal van ons sekerlik baie goed ken. Utopia is natuurlik 'n onrealistiese wêreldbeeld of dis 'n lewensbeskouing waar ons altyd dink die wêreld rondom ons moet perfek wees, die dinge rondom ons moet heeltyd wees soos wat ons dit graag wil hê, of dat ons die lewe wil inrig sodat dit net vir ons kan werk. En wanneer enigiets daarvan afwyk, as die lewe anders is, of as dinge nie uitwerk soos ons beplan nie, dan word ons onrealistiese wêreldbeeld natuurlik omvergegooi en dan sit ons met probleme in ons gedagtes. Want hoe kan dinge nou anders uitwerk as wat ons graag wil hê dit moet wees? En dit gebeur als wanneer ons begin met 'n onrealistiese wêreldbeeld en sonder dat ons weet, kring dit ook uit na ons geloofslewe toe. Want in ons geloofslewe kan ons baie maklik hierdie onrealistiese wêreldbeeld in oordra en graag ook in ons geloofslewe hierdie onrealistiese wêreldbeeld waar laat word. Nou, in ons geloofslewe kan ons baie keer as iets slegs met ons gebeur, kry mense in hulle harte 'n wrok teen die Here en party is kwaad vir die Here, want skielik werk hulle planne nie meer uit soos wat hulle gedink het nie, of mense bevraagteken die Here. Hoekom het die Here nou dit toegelaat? Of hoekom het die Here nou veroorsaak dat iemand weggeneem is deur die dood en so aan? En baie van dit hou verband met hierdie onrealistiese wêreldbeeld wat baie mense mee loop, amper 'n tipe van 'n naïwiteit waar mense nie regtig rekenskap hou of rekening hou met die harde werklikheid in die lewe nie, want die lewensverloop is nie altyd soos wat ons beplan nie. En ek dink dit is een van die groot dinge in ons lewe wat kruispaaie veroorsaak, is wanneer ons onrealistiese wêreldbeeld vasloop in die werklikheid van die lewensverloop. En wanneer dit gebeur, het baie mense 'n krisis. En dan begin mense hulle lewe probeer verklaar op so 'n manier dat dit nog steeds beter sal wees, waardeur hulle gaan of dat dinge beter sal word. Ons moet natuurlik onthou dat 'n misverstand natuurlik plaasvind wanneer ons die wêreld vanuit 'n menslike verstaan probeer beskou, uit 'n menslike opinie, uit 'n menslike wêreldbeskouing. En ons moet mooi gaan dink wat dit beteken om 'n Bybelse verstaan van mense en van die wêreld te hê. 'n Bybelse verstaan is natuurlik begin by God drie-enig, die drie ankerpunte in ons lewe. 'n Bybelse verstaan sê vir ons God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is in ons lewe deurslaggewend. Dit is die Skepper God, dis die reddende God, dis die genadige God, dis die herskeppende God en so aan. So vir ons beskouing van na die werklikheid moet ons kyk deur die oë van ons Skepper. En moet ons as mens dan ook ons menslike verstaan in lyn bring met wie God is. Nie wie ons dink God is of wat ons van God verwag om vir ons te doen sodat ons lewe gemaklik of gerieflik is nie. Maar die Bybelse verstaan leer ons ook dat ons in 'n sondige wêreld is. Die Bybelse verstaan leer ons dat die wêreld vol gebroke mense is, en die boek Spreuke leer ons dat daar dwaase mense is, mense wat dinge doen wat vergesog is, wat skandelik is, wat sondig is, wat teen God se wil is, en so kan ons hierdie lys baie lank maak. So die Bybel leer vir ons dat die wêreld so die mekaar plek is. Daarom dat Jesus sê ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En dit is 'n baie belangrike klem wat Jesus vir ons leer, om te sê ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie van hierdie wêreld nie. So die feit dat ek in die wêreld is, beteken nie ek gaan soos die wêreld dink nie.
die feit dat ek van die wêreld is, nie van die wêreld is nie, maar van God se koninkryk afkom, beteken dat ons met 'n koninkryksperspektief na alles sal kyk. En daarom moet ons weet, ons moet in ons lewe ten spyte van swaar kry, moeilikheid of 'n doring in die vlees, heiligmaking nastreef en in ons lewe alles in ons vermoë doen om al nader aan die Here te beweeg en sy kinders te word. En dit bring ons natuurlik by ons identiteit in Christus. So voor ons praat oor die doring in die vlees, is dit baie belangrik dat ons eers moet sien wie ons is in Christus. En ons moet onthou, ons het genesing nodig van 'n valse identiteit. Die valse identiteit wat ons in onsself skep, in ons eie gedagtes skep, dit wat ons van God verwag, en natuurlik ook die valse identiteit wat daar in afgode is, wat daar in die wêreld is en wat daar in materiële dinge is. En ons moet ons ware identiteit in Christus ontdek. Voorheen was almal ver van God af, skryf Paulus, maar nou het God ons deur Christus kom versoen, regte verhouding met God kom plaas. En dan natuurlik moet ons ook bevry raak van gesegdes, menslike interpretasies van die wêreld. Dinge wat mense sê oor die wêreld, as daar iets slegs met jou gebeur, dan sit 'n familievloek, of party mense sê jy het 'n sonde gedoen, of ander mense sê dis 'n generasievloek. En so is daar soveel gesegdes en dinge wat ons swaar kry probeer verklaar. Maar ons moet eerder begin om ons roeping in hierdie deurmekaar wêreld te verstaan in hierdie vreemde wêreld. En ons moet vrede maak met die feit dat ons 'n doring in die vlees ervaring sal hê soos Paulus. Ons weet dat die Here vir Paulus gesê het, my genade is vir jou genoeg. Want Paulus sê hy het vir die Here gebid en gevra dat hierdie doring weggeneem moet word. En God se antwoord vir hom was, my genade is vir jou genoeg. So wat ons moet weet in 2 Korintiërs 12 vers 1 tot 10 waar ons lees van die doring in die vlees, is dit belangrik om te onthou dat ons altyd deur God beskerm word. Dat ons altyd in ons lewe deur God omvou word. En dat ons die harde werklikheid moet raak sien van die lewende God wat ons vashou, die lewende God wat ons versorg en die lewende God wat ons beskerm. En daarom kan ons ook dan verseker weet dat die doring van die vlees realiteit is in baie van ons se lewe. Kom ons kyk na Paulus se lewe en kom ons steek by hom kers op hoe mens die saak van die doring in die vlees moet hanteer. Nou ons weet, die doring in die vlees by Paulus het begin toe hy 'n man van God geword het. Toe het die dinge vir hom in sy lewe radikaal verander. Met ander woorde, hier leer ons dat die feit dat jy 'n Christen is, vir jou amper kan waarborg dat jy ook moeilike tye sal hê, of dat dinge vir jou swaar sal gaan, juis omdat jy 'n kind van God is. Want as ons kinders van God is, dan doen ons dinge in hierdie wêreld anders as die wêreld, en natuurlik gaan die mense van die wêreld nie daarvan hou nie, en gaan hulle dit vir ons moeilik maak. So, die werklikheid van die doring was vir Paulus regtig 'n stryd, want hy het dit 'n intense gebedsaak gemaak. Hy het die doring na die Here toe gevat, en vir die Here gevra om die doring weg te vat, en die Here het vir hom gesê, sy genade is genoeg. Nou ons weet dat die doring in die vlees 'n kroniese situasie vir Paulus was, en dat hierdie kroniese situasie 'n moeilike situasie moes wees. As jy net dink, as jy in 'n doring trap, en jy het nie dadelik 'n naald by jou om die doring uit te haal nie, die doring sit in jou vinger of in jou voet vas, en 'n dag gaan verby, 2 dae gaan verby, dan, en ek dink almal van ons het daai ervaring al gehad, van 'n doring wat ons nie uitkry nie, en die ellende wat met dit saamgaan, en die ongemak, en die bewussyn, dat jy heeltyd bewus is daarvan, dat daar iets in jou liggaam is wat seermaak, iets in jou liggaam is wat nie daar hoort nie. En ons kan onsself nie eers indink waardeur Paulus moes gaan, as ons gaan kyk na die doring in die vlees nie. En ons weet dat Paulus se bekering 'n radikale bekering was, so uit die aard van die saak, het hy natuurlik ook radikaal die teenoorgestelde ervarings gehad, nadat hy tot 'n Christen bekeer het, want die Jode en al die mense saam wie hy gewerk het ewe skielik teen hom gedraai. En dan sê Paulus, dat die boodskapper van Satan hom pla, en hom slaan met sy vuiste. En dit beteken, dat hierdie ervaring van Paulus
regtig ook fisies aanvoelbaar was. Nou vir ons om dit beter te verstaan, moet ons 'n bietjie teruggaan na 2 Korintiërs hoofstuk 11 toe, waar Paulus skryf oor die swakheid waarin hy kan roem. En daar sê hy was op die see, hulle het skipbreek gelei, hy is geslaan, hy was in die tronk, hy was vir honger gelos en vir dors en so aan. As hy al daardie dinge beskryf waardeur hy gegaan het, dan is dit eintlik asof hy die doring in die vlees formuleer. Hy was 'n paar maal geslaan, die gebruikelike straf wat die Jood moet kry, wat Jode gee. En 'n mens kan net dink hoe moes sy lyf gelyk het, na al die baie houe wat hy gevat het, en hoe hy probeer keer het met sy hande, en hoe sy hande moes lyk, van al die houe wat op hom geval het. So die doring in die vlees in Paulus se lewe word eintlik vir ons mooi geformuleer in 2 Korintiërs hoofstuk 11, waar Paulus dan al die moeilike dinge beskryf, waardeur hy gegaan het, omdat hy 'n apostel is. En dit kan vir ons natuurlik ook in ons lewe die gordyn ooptrek na ons eie pyn en ellende, want dit kan ons ook help om te onderskei tussen wanneer ons swaar kry omdat ons God se kinders is, en onderskei wanneer ons swaar kry omdat die wêreld net 'n moeilike plek is om in te lewe. Byvoorbeeld die ekonomie, of werksverlies, of 'n gesondheidsprobleem, of 'n kroniese siekte, of die dood van 'n geliefde, en al die slegte dinge waardeur ons op hierdie aarde gaan. En baie van ons verwys na hierdie tipe dinge as 'n doring in die vlees. Terwyl vir Paulus was die doring in die vlees die impak van die mishandeling wat hy ervaar het, omdat hy 'n kind van die Here is, omdat hy 'n apostel is. So in ons terme kom ons eintlik baie vinnig weg, of maklik weg daarmee, deur te sê, my siekte is soos 'n doring in die vlees, die probleem wat ek ervaar is 'n doring in die vlees. Terwyl Paulus fisies aan sy liggaam die pyn en die houe moes voel om 'n kind van die Here te wees, wat eintlik as ware die ware doring in die vlees dan is, wat natuurlik vir ons kom leer hoe hierdie pynlike ervaring van hom vir hom soos 'n doring was. So ons kan natuurlik in ons lewe dan bietjie gaan opweeg in ons eie lewe en kyk hoeveel keer ons swaar kry omdat ons Christene is, en hoeveel keer ons regtig sleg behandel word omdat ons gelowiges is en omdat ons die goeie nuus versprei. En dan sê Paulus natuurlik, as hy roem, wil hy nie in homself roem nie, hy sal liewerster in sy swakhede roem. En dan roem hy oor al hierdie swaar kry wat hy deurgegaan het in 2 Korintiërs 11. En dan sê hy op die einde van die dag, want in my swakheid kom juist die volle werking van God na vore. So vir Paulus het dit baie meer daaroor gegaan, dat die posisie waarin hy homself bevind het as gevolg van die swaar kry, om eintlik in 'n baie beter posisie gestel het om 'n apostel te wees. Want as hy swak is, dan is God sterk. En hierin vind ons dan natuurlik die persoonlike aard van die doring in die vlees wat Paulus ervaar het. En natuurlik ook die fisiologiese ervaring, die emosionele ervarings wat hy gehad het op grond van al hierdie swaar kry en al hierdie dinge waardeur hy moes gaan. So vir ons in ons lewe kan ons ook gaan kyk na ons persoonlike ervaring van moeilike dinge, moeilike tye, moeilike situasies waarmee ons gekonfronteer word, omdat ons kinders van die Here is. En ek is seker daarvan dat nie almal van ons dieselfde mate van doring in die vlees het soos Paulus nie. Nie elkeen van ons het dieselfde mate van swaar kry soos Paulus, wanneer dit kom by die beoefening van ons geloof nie. Ek dink die meeste van die Christene kom redelik skotvry daarvan af, veral in lande waar daar godsdienstvryheid is en geen vervolging nie. Natuurlik is dit ook waar dat daar baie lande is wat mense sal kan sê hulle assosieer met Paulus, omdat hulle ook daar waar hulle kinders van die Here is, swaar kry en gebuk gaan en mishandel word en geslaan word en ook in die tronk gegooi word en vervolg word, en 'n eerstehandse ervaring het van Paulus se doring in die vlees. En dit beteken ons wat dit nie so hard aan ons eie lywe voel nie, dat ons nie onsself te vinnig jammer moet kry wanneer ons swaar kry nie.
Ons moet onthou dat daar regtig erger dinge is wat met gelowiges gebeur in die wêreld. So baie van die swaar kry wat ons het is maar gering, skryf Paulus ook in 2 Korintiërs 4, en dit gaan verby. So ons kan nie toelaat dat die geringe swaar kry wat ons het ons hele lewe beïnvloed nie. So die hoofdoel van die doring in die vlees, as ons nou vanuit ons perspektief daarna moet kyk, is natuurlik om bewus te raak van ons swakheid en die feit dat ons nie uit ons eie die vermoë het om dinge te kan doen as die Here ons nie help in daardie swakheid nie. As die Here nie kom en vir ons krag gee om vorentoe te gaan nie. En dit beteken natuurlik dan ook dat hiermee saam 'n groot stuk nederigheid gaan. En dit is wat ons by Paulus leer, want die doring in die vlees het hom nie verwaand gemaak nie. Inteendeel, die doring in die vlees het vir Paulus iets geword waaroor hy kon roem, waaroor hy kon groot praat. Want as hy daaroor kon groot praat, dan kom juis die volle werking van God na vore, want dan is God sterk. So Paulus is eintlik dan uit die formule uit, wanneer dit by God se werk kom. God self is dan aan die werk. Nou kom ons kyk na die teks. 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5 lees ons dat Paulus skryf: Toe ek na julle toe gekom het, was ek swak en gebroken, bang, ek het met angs en bewing na julle toe gekom, nie met groot woorde of geleerdheid nie, maar ek was bewus van die evangelie, die krag van die Heilige Gees en die gekruisigde Jesus. So Paulus leer al vroeg vir ons in Korintiërs dat hy bewus is van sy swakheid en dat hy weet dat hierdie swakheid juis tot gevolg het dat God ten volle gaan kom werk. Dan lees ons ook in 1 Korintiërs 4 vers 10 waar Paulus beskryf die swakheid wat elkeen van ons ervaar, die swakheid waardeur ons gaan. En dan in 2 Korintiërs 13 vers 9 beskryf hy, ons is bly as ons swak is. En die gedagte hier gaan baie daaroor dat God se werk dan volkome word, dat God die een is wat dan in beheer is, wanneer ons as mense swak is. In Galasiërs 4 vers 13 lees ons dat Paulus skryf, die evangelie het ek aan julle verkondig toe ek siek geword het. En dit leer vir ons ook dat sy fisieke situasie geen verskil maak in sy prediking nie, en dat daar geen inmenging is van sy gesondheidskondisie in terme van hoe hy die goeie nuus aan die mense verkondig nie. So daar is vir Paulus geen verskoning wanneer dit kom by die verkondiging van die evangelie nie. Die doring in die vlees wat Paulus beskryf, leer ons juis dat Paulus dit gesien het as 'n motivering om die goeie nuus te verkondig en die goeie nuus uit te dra na die wêreld rondom hom. En ons kan ook sien in Galasiërs 6 vers 17 waar Paulus skryf, moet dit nie vir my swaarder maak nie. Ek dra klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. En hiermee wil hy vir die gemeente sê in Galasiërs wat afgewyk het van die waarheid en meer begin vasklou het aan Joodse tradisies en kulture, dat hulle nie vir hom 'n emosionele las moet wees met die swak gedrag wat hulle openbaar deur hulle te wil wend na die wet van die mens om hulle verhouding met God reg te maak nie. En die littekens wat Paulus in sy liggaam dra, het ons klaar bespreek, al die swaar kry wat hy gehad het, die gesel, die probleme wat hy ervaar het op die see, die skipbreek wat hy gelei het, die eiland waarop hulle uitgespoel het, en so aan. Die littekens, met ander woorde, hy het ook persoonlik gelei vir die evangelie. En hiermee vind ons by Paulus dan ook dat hy homself identifiseer met Jesus, wanneer dit kom by swaar kry, wanneer dit kom by lyding en wanneer dit kom by die doring in die vlees. Dink net die intensiteit van Jesus wat bid vir die Vader om die lydensbeker by hom weg te vat. As ons by Paulus praat van doring in die vlees, dan moet ons onthou by Jesus praat ons van 'n doodsbenoudheid oor die pad wat voorlê van die kruisiging en dat hy met 'n benoudheid daardie gebed gebid het. Maar ten spyte daarvan het Jesus nog steeds voortgegaan en die pad gestap en deur die swaar gegaan en gesterf aan die kruis en dan ook later opgestaan uit die dood. En so kom Paulus en leer ons ook dat die doring in die vlees eintlik vir hom meer afhanklik maak van God.
eintlik vir hom meer laat besef wat dit is wat God van hom vra en wat die Here graag wil hê hy moet doen. En dan sien ons, om 'n bietjie verder te omskryf die doring in die vlees wat Paulus ervaar het in Handelinge 9 vers 9 skryf hy, vir 3 dae was hy sonder sig, hy kon nie sien nie. Dit was so pas na sy bekering. Dan in Galasiërs 6 vers 11 skryf Paulus, ek skryf nou met groot letters, wat natuurlik vir ons daarop dui dat hy gesukkel het dalk met sy hande, omdat hy gekeer het gekeer het terwyl hulle hom geslaan het. En dan sê hy ook in 1 Korintiërs 15 vers 31, ek is elke dag deur die dood bedreig. En hierdie bedreiging vir hom natuurlik was oor sy lewe. En dan sien ons ook in 2 Korintiërs 11 vers 23 dat hy skryf dat hy dikwels in doodsgevaar was. In 1 Tessalonisense 2 vers 18 skryf hy dat die Satan ons verhinder het om na julle toe te kom. En in 2 Korintiërs 12 vers 7, die boodskapper van Satan slaan my met sy vuiste. En al hierdie dinge wat ons lees van Paulus, leer vir ons vandag 'n besondere les, vir my en vir jou. En hierdie les is dat ek en jy onsself nie so met blind staar teen elke volgende stukkie swaar kry waardeur ons gaan en ons onsself te vinnig jammer kry nie. Maar dat ons in hierdie tyd kan opkyk na iemand soos Paulus, wat volhard het ten spyte van alles waardeur hy gegaan het en nog steeds vasgehou het aan die Here. Leer dit vir ons dat ons ook op dieselfde manier aan die Here moet vashou. So die doring in die vlees is 'n gegewe. Daaraan kan ons niks doen nie. Beide van ons in ons wêreld en in Paulus se wêreld is die doring van die vlees daar en daar kan niks daaraan gedoen word om dit weg te vat nie. Die doring in die vlees vir Paulus gaan oor die boodskapper van Satan wat hom met die vuiste slaan, wat natuurlik kan verwys na al die mense wat hom gemartel het, al die mense wat hom in die tronk gegooi het, en dat daardie mense geïdentifiseer word as die boodskappers van Satan. Die doring in die vlees in Paulus se lewe skep in die derde plek nederigheid, want ons leer dan ook in ons gebrokenheid en swakheid is God in beheer. Is God die een wat oralster in ons lewe nog steeds triomfeer. En dit maak ons nederig. Dit maak dat ons nie te veel van onsself dink nie, maar dat ons al die eer en die lof aan die Here bring in ons lewe. Natuurlik gaan die doring in die vlees ook in die vierde plek voorkom dat ons geestelik hoogmoedig word. Want ons kan so vinnig hoogmoedig word as dinge met ons net goed gaan en 'n mens hoor so gereeld daarvan dat mense met wie dit goed gaan vinnig neersien op mense met wie dit sleg gaan. Of mense wat voorspoedig is kan baie vinnig vir 'n onvoorspoedige persoon sê dis op grond van jou sonde of 'n onbelyde sonde of 'n familievloek of wat dit ook al is. En hoogmoed is regtig 'n baie gevaarlike plek om jouself te bevind as Christen, om jouself te probeer sien op 'n hoër of 'n beter plek as medegelowiges. So die doring in die vlees hou vir ons nederig en dit skep by ons natuurlik dan die teenoorgestelde van hoogmoed en dit is natuurlik die nederigheid. En daarom moet ons waak in ons lewe teen hoogmoed. Ons moet waak daarteen om onsself te hoog aan te skrywe. Die vyfde wat ons natuurlik met ons kan saamvat as ons praat oor die doring in die vlees, is dat 'n doring in die vlees skep gebedsgeleenthede. Want kyk net hoe Paulus bid teenoor die Here. Hy maak van dit 'n gebedssaak. Hy pleit by die Here om die doring in die vlees uit te sorteer. En dan sien ons dat die Here hom antwoord deur vir hom te sê my genade is vir jou genoeg. En dan weet Paulus in hierdie moeilike situasie waarin hy is, hoor God hom as hy met hom praat en gee die Here vir hom krag om ten spyte van hierdie moeilike situasie voort te gaan en die evangelie te verkondig. In die sesde plek leer ons natuurlik as dit kom by die doring in die vlees dat God se genade en God se krag in ons werksaam is. En dit is wat ons by Paulus leer. Want oral in sy briewe lees ons dat die evangelie na die gemeentes toe gekom het in die krag of deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En dis wanneer ons met 'n doring in die vlees sit, wat ons natuurlik dan ook die ervaring het dat God se genade en krag ons help om deur die tye wat moeilik is te kom. En daarom
sê Paulus vir ons in die 7de plek by die doring in die kom dit op die punt dat ons geen rede het om trots te wees op onsself nie. Die enigste plek waar ons trots kan wees op onsself is ons swakheid, sê Paulus. Daarop kan ons roem. En as ons daarop roem, dan skuif ons die fokus na die Here toe, wat vir ons ten spyte van die moeilike omstandighede kom lewe gee en kom help. En dan bring die doring in die vlees in die 8ste plek 'n verandering in ons gesindheid. En ons het begin gesels oor die utopia. Ons het gesels oor die onrealistiese wêreldbeeld waarmee baie mense lewe en hoeveel misverstande daar natuurlik ontstaan omdat mense wegbeweeg van die Bybelse verstaan meer na die menslike verstaan van die wêreld. En ons het gesê dat dit vir ons belangrik is om ons identiteit in Christus reg te verstaan en dat ons sal wegbeweeg van ons vals identiteit. En dit gaan alles meebring dat ons in ons gesindheid 'n verandering ervaar wanneer ons gaan kyk na die harde werklikheid van hierdie lewe en besef dat ons in hierdie lewe vasgevang is in moeilike situasies en dat moeilike dinge oor ons pad. Ons is nie gevrybaar van die harde wêreld nie. So ons kan nie hierdie wêreld met naïwiteit aanpak nie. Ons kan hierdie wêreld aanpak met 'n perspektief wat ons van God drie-enig afkry. En ons kan kyk na die wêreld uit God se oë. Ons kan die wêreld verstaan vanuit God se oë en dan kan ons natuurlik begin verstaan hoe belangrik dit is dat God se genade in ons lewe genoeg is. En ons kan dan in ons lewe gaan ondersoek instel of ons swakheid vir ons nederigheid gekweek het, of die swakheid vir ons geleer het hoe God werk, of ons in ons swakheid vir God geleentheid gegee het om in ons te werk en deur ons te werk. So ons kan gaan ondersoek instel na hierdie dinge en ons kan ook gaan ondersoek instel hoe ons swaar kry op grond van ons verkondiging van die evangelie. En dit gaan ons dan help wanneer ons ondersoek instel om te onderskei tussen dit swaar kry omdat ons kinders van die Here is en swaar kry omdat ons in die wêreld is waar slegte dinge met ons gebeur net omdat ons mense is. En ons kan dan saam met Paulus getuig dat ons ook die littekens dra wat die Here gedra het. En ons het hom leer ken en ons het ook sy swaar kry leer ken, soos ons in Paulus se briewe leer. So die betekenis van vandag, vir vandag, is dat ons 'n ander uitkyk kan hê op swaar kry. Ons kan verseker weet God voorsien, God is by ons betrokke. Ons kan vandag leer dis nodig vir ons om te bid in die swaar tyd, maar dat ons ook met hierdie insig en wysheid wat Paulus vir ons leer, mee kan bid en die probleem ook so kan aanpak. En dis ook 'n les natuurlik oor genesing, want wanneer ons swaar kry op die regte manier beskou en beskryf, dan kan dit natuurlik vir ons genesing bring in daardie opsigte. En dan in die laaste plek is dit 'n bron van herbevestiging dat God in beheer is van jou lewe. My gebed vir jou is dat jy regtig vandag weer die Gees sal toelaat om vir jou te kom oortuig dat God se genade vir jou genoeg is met al die dorings wat jy dalk in die vlees het. Op watter area dit ook al lê, of dit geestelik is en of dit fisies is. En mag die genade van ons Here Jesus Christus by jou wees en mag God se liefde jou omvou en mag die Heilige Gees vir jou inspireer en vir jou lei. Jy moet 'n wonderlike dag verder hê.